will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit. Where you lead, I'll follow. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Oh, let's go, Holy Spirit. Halleluja. En allemaal wat lief is vir die Heilige Gees, sê halleluja. Allemaal wat lief is vir die Heilige Gees, sê amen. Vat aan die ou langs jou en sê, man, ek is so bly ek sit langs jou. Goeiemôre familie, kom ons staan saam, dan oop ons hierdie diens op 'n gepaste wyse. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, U is soewerein, almagtig en heilig. En Here, vanmôre kyk ons nie na 'n mens nie, maar ons kyk alleen na U, o God. Here, ons bring aan U vanmôre al die eer, al die lof, al die aanbidding, al die prys, want U is heilig en waardig, Here, om aanbid te word. Here, U sê in die woord, nader tot my en ek sal tot julle nader. En Vader, vanmôre nader ons aan U, Here. Ons is nie vanmôre hier vir 'n vleeslike ervaring, Here, maar ons is hier om U in gees en in waarheid te aanbid, Here. U is nie op 'n berg of in 'n plek nie, Here, maar U is God en U is gees. En daarom weet ons, Here, U is alomteenwoordig. En soos ons U nader vanmôre, Here, kom bid ek dat U elkeen sal aanraak vanmôre. Elkeen wat vermoeid en belas is, Here, bring ek vanmôre na U toe. Elkeen wat nood het, Here, elkeen wat seer het, elkeen wat 'n harde hart het, Here, kom maak dit sag, Here. Ons bring elke persoon vanmôre na U toe, Here. U is die God wat elkeen heel maak. U is die God wat elkeen optel en versterk. Here, ek kom bid vir nuwe krag. Ons weet waar ons krag vandaan kom, Here. Ons weet waar ons hulp vandaan kom, Here. En vanmôre bring ons dit alles in eer en lofprysing aan U, Here. Soos ons nou gaan in lofprysing, Here. Sien U elke hart wat sing, Here. Sien U elke hart wat bedien, Here. Sien U elke persoon, Here. Ontvang die lofprysing en aanbidding, Here. Elke offer wat opgaan, Here, dat U dit sal ontvang, Here, dat U elke hart sal aanraak, dat hulle gereed sal wees om U woord te ontvang vanmôre, Here Jesus. Vader, ek kom bid vir elkeen wat 'n bediening uitleef vanmôre, Here. Raak hulle aan, Here, seën hulle, salf hulle, Here, dat hulle U wil sal doen, Here, dat dit slegs U wil sal wees wat uitgestort sal word. Heilige Gees, U is hier nou teenwoordig. Ons dank U vir U teenwoordigheid en ons dank U vir elkeen wat U nou ervaar op 'n diep en persoonlike wyse, Here. Heilige Gees, kom beweeg deur ons. Raak elkeen aan vanmôre, is my gebed vanmôre, Here.
En daarmee wil ek vanmôre die prediker voor U bring, Pastor Clemens, Here, wat die woord gaan bedien. Salf sy lippe, Here, dat hy 'n instrument sal wees in U hande. Elke woord wat hy sal spreek, Here, dat hy sal sê, so spreek die Here, Here. Werk vanmôre in elke hart in U groot en heilige naam, Here. Vader, ons gee die diens vanmôre in U hande oor. Ek bring vanmôre elkeen wat tiende gee, Here, elkeen wat saai in hierdie bediening in. Vader, ek kom bid dat U hulle sal seën, Here, met 'n ryke seën, Here. Dat U koninkryk sal groei deur hierdie bediening, Here, dat soveel mense aangeraak sal word in elke hoek van hierdie aarde deur hierdie bediening. Ek bid, Here, dat U hierdie bediening sal seën van een hoogte tot die volgende hoogte om U wil te doen. En vanmôre kom ons en ons gee alles oor aan U. Vader, daar's nie plek vir die vyand vanmôre nie, want waar lig is, kan duisternis nie staan nie. Ons verheerlik U, ons prys U, ons loof U en ons gee nou oor aan U, groot en heilige wonderlike naam. Amen. Vira, 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 vira,
beweeg, beweeg, beweeg. Wie kan omkeer? Hey, 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 beweeg, 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 beweeg. Wie kan omkeer? Ja, die wallen van die Jordaan, kon die waters niet keer aanzoen. Wie kan omkeer? Als God begin, als God begin. Yeah, yeah. Als God beweegt, wie kan omkeer? Ja, die walen, sê die walen, kon die waters niet keer. Oh, als God begin, wie kan omkeer? Wie kan omkeer? Kom op, familiecentrum, prijs die Here, prijs die Koning. Oh, yes, halleluja. Ik sê die wallen van die Jordaan kon die waters niet keer. Want als God begin Yes. beweeg, oh, wie kan omkeer? Ja, die wallen van die Jordaan kon die waters niet keer. Want als die Here begin beweeg, wie kan omkeer? Kom aan, prijs die Koning aan hierdie plek vanmorgen, halleluja. Nee man, dit voel hier echt niet. Zang aan weer. God begin beweeg, wie kan omkeer? Als God begin beweeg, wie kan omkeer? Ja, die wallen van die Jordaan kon die waters niet keer. Ja, als God begin beweeg, wie kan? Kom maar, zeg, als God begin, als God, wie kan omkeer? Wie kan? Als God begin. Die wallen van die Jordaan.
on, He's the name above every name. We call Him Yahweh. He's Rapha, Elohim, hallelujah, Shaddai. He's Jehovah Jireh. Our provider is Adonai, and He will manifest Himself. Your glory is tangible in this place, and Lord, You're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, Jesus, Your glory is tangible in this place, and Lord, You're doing something great. Awaken supernatural faith. Come on, church, sing it. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, oh, Jireh, Adonai will manifest Himself. And we sing it again, Yahweh, Yahweh,
sing it one more time. Yahweh, Yahweh. Oh, shit, Elohim, Shaddai, oh, Jireh, you are Jireh, Adonai, will manifest himself. Father, we worship you. To worship you, I live. To worship you, live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship
Kan ons net 'n atmosfeer skep van aanbidding in jou eie woorde. Kom aan, loof bietjie die Here in jou eie taal, in jou eie woorde. Kom aan, familie. Ontvang ons lof in hierdie môre, Here. Ontvang ons aanbidding, Jesus. Mag dit 'n welrekende offer wees voor die aangesig, Here. Ons wil U op die troon sit, Here, van ons lewe, Here. U is heerser. U is in beheer van ons lewe, Here. En ons prys U, Jesus. Halleluja, halleluja. Familie, U die lied sê, to worship you I live. Het U geweet, dis ver meer as net wat hier gebeur op die oomblik? Hoor mooi, jy mag nie hierdie lied sing. En as jy hier uitstap, dan doen jy wat jy wil, wanneer jy wil en hoe jy wil. Mag jy nie hierdie lied sing nie, want aanbidding is ver meer as wat net hier gebeur. Aanbidding begin wanneer jy daar uitstap. Wanneer ons in die wêreld in beweeg, wanneer ons tussen mense beweeg, moet ons lewe 'n welrekende offer wees. Julle moet julle liggame stel as 'n heilige, welgevallige offer voor die Here. Aanbidding is 'n leefstyl. Dis nie net iets so elkeen wat sê my lewe is om hom te aanbid, gee hom lof, gee hom prys, gee hom nou ordentlike aanbidding. En sê Here, dit strek ver meer as net hierdie 4 mure. My lewe is om U te behaag. My lewe is om U wil te doen. Om te doen wat U welgevallig is, Here. U plan en U wil, Here. Halleluja. Here comes the glory of the Lord. Sing het, familie. Hy is hier. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room of the glory. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Oh, the glory. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Jesus, here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Holy Spirit, Holy Spirit, here comes the glory of the Lord.
comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Oh, God raak mense aan. Daar's kykers wat ingeskakel is. Jy lê op 'n siekbed. Verlam. Jy kan nie beweeg nie. Die krag van God kom deur hierdie TV-skerm en dit val bo op jou. In die naam van die Here, staan op! Staan op! Staan op! In Jesus naam. Die genesende krag van God is hier. Kankers val uit, kankers terug op. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Hartkwale, longe, niere, lewers, kom in lyn met God se woord. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Dowe ore hoor. O, wat ek kan sien nie, gaan oop in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Kettinge breek. Daai verslawing aan daai dwelms breek in die naam van Jesus. Daai hou vas van pornografie breek in die naam van Jesus. Elke wellus gees bind ek in die naam van die Here. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Kettinge breek. Kettinge breek. Kettinge breek. Halleluja. Halleluja. Kan ons die Here net nog 'n lofoffer gee? Halleluja. Ek wil jou uitnooi, as jy meer van hierdie soek, woensdae aande, is wanneer ons net fokus op hierdie, wat nou hier gebeur. Ons preek nie, ons gaan met die vloei van die Heilige Gees. Prys die Here. God wil praat vanmôre. Ek wil hê jy moet lees saam met my Handelinge, staan so, ons gaan net een versie lees, ons gaan die hele boek, Handelinge 14 behandel, maar nou nie skrik nie, dit gaan hopelik kort en kragtig wees en nie lank en magtig nie. Maar Handelinge 14 vers 27 sê, en toe hulle daar kom, dis Paulus en Barnabas, kom toe by Antiochië aan. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, so hulle die gemeente van Antiochië saamgeroep, het Paulus spesifiek verslag gedoen, hoor mooi die woordkeuse wat hier gebruik word, van al die dinge wat God met hulle gedoen het. En dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. So Here, ek kom nou en ek plaas myself in U hande, dat U hierdie lippe sal gebruik tot U eer, dat ek 'n werktuig sal wees in U hande, Here Vader, dat soos ek hier staan, is ek klaar bewus hoe God beheer vat van hierdie liggaam, en hoe my woorde verander word in God se woorde, dat die Here deur my sal praat, dat ek net 'n instrument sal wees in U hand, Here. Praat U net met ons
mense in hierdie gebou nie. Praat nie net met ons kykers by die huis nie, maar praat ook met my. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek inneem. So die gemeente van Antiochië word by mekaar geroep. En die atmosfeer is gevul daardie oggend. Ons weet dat Paulus en Barnabas was die eerste sendelinge van die evangelie. Hulle het hulle heel eerste sendingreis gehad en hulle het teruggekom na Antiochië toe hierdie gemeente het 'n wêreldsending hart gehad en hulle het vir Paulus en Barnabas uitgestuur. En nou is hierdie gemeente in afwagting om die verslag te hoor, die getuienis te hoor van wat alles gebeur het op hierdie eerste sendingreis. En ek wil hê jy moet jouself indink en voorstel hoe daardie diens moes gelyk het. Dit moes 'n diens gewees het wat niemand kon wag om by te woon nie. Ek glo daar waar hulle by mekaar gekom het, dink ek op daardie oggend was die kerk of daardie plek waar hulle by mekaar gekom het stampvol gewees. Die sang en die musiek dink ek was elektries gewees. Die harmonie van die voorsangers en die koor was op 'n ander standaard. Alles was perfek, elke noot was perfek. Die plek was gelaai met gebede, lofprysing en halleluja. En na die afkondigings, na die kragtige lof en aanbidding, staan die groot apostel op, Paulus, en dis sy beurt om te praat. Daar's stilte in die gehoor. En ek wil dit nou al sê, want ek gaan dit 'n paar keer sê, want ek wil hê jy moet weet hoe lyk Paulus terwyl hy op die verhoog kom, waar hy die gemeente van Antiochië moet toespreek. Kan ek vir jou sê hoe lyk hy? Dit staan nie in die Bybel nie, maar dis my eie afleiding, maar jy gaan nou sien hoekom ek so sê, 'n bietjie later. Terwyl hy opstap om voor die gehoor te praat, miskien het hy mank geloop. Miskien sukkel hy om asem te haal as gevolg van 'n rib wat gebreek is. Daar's littekens op sy gesig, 'n blou oog wat effens opgeswel is en 'n lip miskien nog wat effens opgeswel is met 'n uittand. En jy gaan nou sien hoekom ek so sê. En almal sit in afwagting. Wat gaan Paulus sê? Vir ons vandag, die groot apostel, die man van die Here, wat gaan hy doen? Hoe gaan hy die verslag wees wat hy gaan deurgee van die eerste sendingreis? En daar's 2 frase in hierdie geleesde gedeelte wat my aandag trek. En die heel eerste ding wat hy sê is, hy plaas nie die fokus op homself nie. Want ons leef miskien in 'n tyd waar mense so graag wil sê, ek het dit gedoen, en ek het dit bereik, en ek het dit, en ek het dat, en Paulus sê die kragtige woorde, hy praat nie een keer van homself nie. Maar hy sê, daar's goed wat God met ons gedoen het. Die fokus is van hom af. Wat hy sê is iets wat ons bid elke dag. Ek elke dag bid is, Here, maak my 'n instrument in u hande. En luister familie, ek dink nou aan, jy weet ons is prentjie mense hier by Familie Sentrum. En ek glo jy aanbid hier so, omdat jy 'n prentjie mense soos ek. Die linkerbrein ouens het ander kerke waar hulle heen gaan. Maar weet jy wat? Nee, speel sommer hier is ook linkerbrein nie. My vrou is ene. Hoekom sê ek dit nou? Los dit tog. Maar hier is die ding, 'n prentjie. Ek sien 'n kwasie. 'n verfkwas wat moet 'n skildery verf. En jy kan dieselfde, kom ons sê sommer olieverf
vir my gee en 'n kwassie gee om 'n skildery te maak, papier, jy sal chaos sien soos jy in jou lewe nog nooit gesien het nie. As ek klaar sal, dit lyk soos 'n 5-jarige seentjie wat probeer skilder het. Maar sit dieselfde olie en daai selfde kwas in die hande van 'n kunstenaar. En jy kry 'n pragtige skildery. En Paulus sê daar sekere goed wat God met my gedoen het. Ek was net 'n kwassie. Ek was net 'n kwassie in die hande van 'n groot kunstenaar. En ek sien dit elke dag van my lewe terwyl ek hier staan, ervaar ek is maar net 'n kwassie. 'n Kwassie in verkeerde hande maak chaos. Maar 'n kwassie in 'n kunstenaar se hand maak die mooiste prent en ek is hier om te sê, my God, ek is maar net 'n kwassie, maar ek is in die regte hande, ek is in die regte vingers. Dis hy wat met my verf, dis nie ek wat dit reg kry nie, ek is net 'n kwassie. Jy moet net 'n kwassie wees in sy hande, want dan kan jy soos Paulus sê, wat God met my doen. Ribayenda sukutararababan, sal jy tog oop wees vir wat God met jou kan doen. Enige iets wat ons vir die Here doen, beteken ons doen dit namens hom. Ek doen dit, ons sê so maklik, ek het dit vir die Here gedoen. Maar ons moet elke dag goed vir die Here doen. En wat beteken dit wanneer ons sê ons doen goed vir die Here? Dit beteken, in ander woorde, ons doen dit namens hom. Jy sy hande, jy sy voete, jy sy spreekmond, jy sy ore, jy sy oë. Dis hoekom ons versigtig moet wees hoe ons lewe, wat ons doen. As wat die hele tyd 'n koneksie hê met die Heilige Gees, en sê, lei my, Here, lei my. 'n instrument in sy hand. Ek het dit nie op die bord nie vanoggend, toe sit ek nog, en toe sit ek net gou hierdie versie in, want ek het net gevoel, ek wil dit sê, wat sê Kolossense 3 vers 23, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir 'n mens nie. Ek is nie hier om jou te beïndruk nie. Ek soek nie jou mooi gevleelde woorde, dis so mooi, dis so wonderlik. Ek soek nie 'n tik op die skouer van jou nie. Wat vir my belangrik is Here, wat sê U? As ek die kwassie in die hand, Here. Kom ons vat dit 'n stap verder. In Furlands, paar jaar terug, in Furlands, waar ons was, ons vorige gebou, toe het ons 'n week van vas, ek sal dit nooit vergeet nie. En ek sit op die verhoog, in ons week van vas, en ek maak die Bybel oop, en ek praat met die Here, en die Here kom, en hy gee vir my, duidelik hoor ek sy stem, in Jeremia 51 vers 20, dan sê hy, jy is vir my, met 'n hoofletter, 'n hamer, en oorlogwapens, en met jou verbrysel ek nasies, en met jou verwoes ek koninkryke. Nou verstaan mooi, kom ons kom terug na ons metafoor toe van die kwassie. 'n hamer wat op die grond lê beteken 0. 'n oorlogwapen wat gelaai is, oorgehaal is met patrone. Jy kan net nie sneller trek en hy maak chaos. Hy maak dood. Maar daardie wapen wat op die grond lê beteken niks. Maar sit daai oorlogwapen in die hande van 'n soldaat, dan raak hy bitter gevaarlik. Sit 'n hamer in 'n ambagsman se hand, dan kry die hamer waarde, en dan as dit 'n 10 pond hamer is, en hy ambagsman tel hom op om 'n slot te breek of 'n ketting te breek, dan vernietig hy kettinge, en hy vernietig se slotgrendels. Die vraag is in wie se hande is jy?
Wie se hande is jy? Want jy is vir my met 'n hoofletter, die Here 'n hamer. Jy moet sorg dat jy in die hande is van die Here. Dan het jy purpose, dan het jy 'n doel, dan is jy kragtig. Nie in jou eie krag nie. Nie omdat jy talentvol is en klomp kennis het en allerlei vermoëns het en nee, dis gaan alles oor in wie se hand is jy? Paulus sê wat die Here met my gedoen het, met ons gedoen het. Is jy gewillig om in sy hand te wees? Want iets wat 'n hamer nie kan doen nie, en iets wat 'n oorlogwapen nie kan doen nie, en iets wat 'n kwas nie kan doen nie, hy het nie 'n wil nie. So hy kan nie rebelleer nie. Hy kan nie sy eie kop volg nie. Hy moet doen in wie se hand hy is. En sal ons weer hamers word, sal ons weer oorlogwapens word in die hande van 'n almagtige God. Wat God wil doen op hierdie aarde, doen hy deur jou. In jou, deur jou, met jou. Jesaja, onthou jy Jesaja? Kyk, en hy sien die hemel. Sien die serafs wat uitroep, heilig, heilig, heilig. En wat doen die engele? Hulle kyk na die aarde en sê, die aarde is vol van sy heerlikheid. En weet wat sien hulle? Hulle sien hamers en oorlogwapens en kwassies van manne en vroue wat deur God gebruik word. Dis wat hulle sien. Hulle sien manne en vroue wat oop is vir die Heilige Gees, wat doen wat die Heilige Gees wil hê hulle moet doen. Nou, Filippense 2 vers 13. Want dit is God wat waar werk in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Maar vir God om te werk met jou wil, moet jou wil sê bye bye. Paar weke terug te praat ek met u oor sagmoedigheid. Wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is soos 'n wilde perd ingebreek word deur 'n cowboy. Dan spring hy en hy bokspring en die oomblik wanneer hy gaan stil staan, dan gee hy oor. Dan is sy wil gebreek en dan slaan hy ag op die een wat op sy rug sit. En God kan alleenlik sy wil deur jou doen as jou willetjie weg is. 'n hamer kan net 'n hamer wees want hy het nie 'n wil nie. 'n oorlogswapen kan net 'n oorlogswapen wees want hy het nie 'n wil nie, want die soldaat maak hom effektief. 'n ambagsman maak die hamer effektief. 'n kunstenaar maak die verfkwas effektief. Is jy oorgegee genoeg dat God deur jou sy wil kan bereik? Welbehaag, is God wat werk in ons wil. God gebruik jou wil om sy wil te doen. Welbehaag, om te werk na sy welbehaag. Dis om te doen wat God behaag, te doen wat vir hom vreugde bring, te doen wat in lyn is met sy hart, dit wat hy goedkeur. Hoe leef ek dit prakties? Ek vergewe, omdat dit hom behaag. Ek leef heilig, omdat dit hom behaag. Ek gehoorsaam selfs wanneer dit my kos. Wat ek wens, jy wil nie weet, en ek sal dit nie sê nie, want dit is hoogheilig wat ek nou in my hart dra, ek en my vrou op hierdie stadium. Wat die Here vir ons sê wat ons moet doen, en die Here weet, dit gaan van ons kos. Jy het nie idee wat ek nou sê nie. Daar's iets wat die Here op my hart lê wat ek moet doen, ek en my vrou, en dit gaan van ons kos. Maar die vraag is jy gehoorsaam of is jy ongehoorsaam? Werk jy volgens sy wil?
Werk jy volgens sy behaag? Kies jy waarheid bo gemak? Enige iets wat jy doen vir die Here, moet jy nooit vergeet, dat dit is God, wat dit deur jou doen. Einde van die jaar, laas jaar, einde laas jaar, toe gee ek vir hierdie skrif, kyk het gou weer Jeremia 29:14, ek weet ek staan so 'n bietjie lank stil hierso, maar hy sê, en ek sal my deur julle laat vind. Hoe openbaar God hom aan jou buurman? Hoe openbaar God hom aan jou kollegas by die werk? Hoe openbaar God homself by jou familie? Deur jou? Maar dit kan net gebeur wanneer jy jou wil laat sterf het. En jy doen wat vir hom welgevallig is, welbehaaglik is. Mense vind God deur jou. Weet jy wat, kan ek dit so sê, hoe leef jy elke dag tussen kollegas, tussen die werk, by kliënte? Hoe leef jy? Kan mense Jesus ontmoet deur jou? Ek sal my deur julle laat vind. Kan mense Jesus ontmoet wanneer jy in hulle oë kyk? Wanneer jy jou mond oopmaak, ontmoet hulle Jesus? Of sal hulle sê, my Here help ons? As dit 'n Christen is, wil ek nooit in my lewe 'n Christen wees nie, want dis die tyd waarin ons lewe. Sal ek dit sê, my Here help my. Maar dit kom nou by my op, en ek weet die Here wil dit net, maar ek wil net vir jou 'n idee gee, man. In 'n dorp, en ek gaan nie die dorp se naam noem nie, en ek gaan ook nie die denominasie noem nie, maar daar's 3 kerke in 1 dorp, waar al 3 pastore draad gespring het. As jy nie weet wat dit beteken nie, hulle vrouens verneek met ander vrouens. Hoe raak jy betrokke met God se woord, sy heilige woord, verkondig jy die evangelie, maar jy's besig met hierdie goeters. Hier is 'n heilige plek, die Here weet ons mag, my God help ons. Kan mense Jesus ontmoet deur net hoe jy lewe, sonder dat jy een keer moet sê jy's 'n Christen, kan hulle jou dop en sê, ek is seker daarvan ek het Jesus ontmoet vandag. Jy het 'n een woord gespreek nie, jy het 'n een ding gedoen en jy het net iets sien whatever, volgens die leiding van die Heilige Gees ontmoet, en hierdie ou verstaan nie. Hulle is so diep vasgevang in die dinge van die wêreld. Maar toe hulle jou ontmoet en sê hulle, ek is seker ek het Jesus ontmoet vandag. En ek sê nie, ek is Jesus nie, hoor jy wat ek sê? Jy is nie Jesus nie, maar hy leef in jou, hy gebruik jou wil, volgens sy welbehaag. Geen wonder, Filippense sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Want sonder die vinger en die krag in die vinger, wat die oorlogwapen vashou, wat die sneller moet trek, beteken dat geweer niks nie. En jy is 'n oorlogswapen, maar die ding wat jou aktiveer is die krag van God. Die ding wat jou aktiveer is die een wie se hand jy is, as hy hamer opgetel word en hy slaan, 'n slot stikkend of 'n ketting stikkend, daai 10 pond hamer. Is dit nie die hamer nie, dis die krag van die een wat in hom, wat het hom vashou en met afkom en hy ketting breek. En ek en jy is 'n hamer in God se hand. Ons is 'n oorlogwapen in God se hand, maar dis sy krag wat maak dat jy tot alles in staat is. Dat jy die werke van duisternis kan verbrysel. Dat jy die werke van duisternis tot niet kan maak. O, Mariba Enduru Shikai, en as daar, ek wonder of daar 'n paar mense is wat net die Here wil loof. Jy's 'n hamer. Jy's 'n oorlogwapen. En Paulus sê, dit was nog nooit ek nie, dit was nog nooit Barnabas. Die dinge wat God met ons gedoen het. Dis God wat ons in staat stel om 'n werktuig en 'n instrument te wees, sodat ons effektiewe getuie vir hom kan wees.
Kom ons gaan na die tweede punt toe. En hy sê, die Here het 'n deur van geloof geopen. Ons weet Paulus was 'n sendeling. God het vir Paulus se wêreld wye bediening gegee. Hy het na baie lande toe gegaan en die goeie nuus van ons Here Jesus verkondig. En kom ek sê gou vir jou iets. Die feit dat ek en u vandag die evangelie het, kan ek vir jou sê waar dit begin. Paulus het vir iemand vertel. Toe daai persoon vir iemand gaan vertel. En hierdie persoon het vir iemand gaan vertel. En hierdie persoon het vir iemand en nog iemand. En hierdie ou het gesê, die Here stuur my Suid-Afrika toe. Toe kom hy in Suid-Afrika aan, toe vertel hy iemand. En hierdie persoon vertel nog iemand. En vandag in Afrikaans het ons 'n Bybel. Vandag het ons die evangelie van die kruis, die boodskap van die opgestane Jesus. Het ons het geleer oor sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid, alles oor een ding. Paulus het begin en Paulus het vir iemand vertel en daai persoon het vir iemand vertel en hier is die ding. Ons dink altyd 'n sendeling is iemand wat in Afrika gaan en dan gaan verkondig hulle evangelie daar. En verstaan my mooi, ek haal my hoed af vir sendelinge. Maar iemand vertel my nou die dag, hoekom moet ek dit nou sê, weet ek nie. Iemand vertel my nou die dag, 'n paar weke terug, 'n hele paar weke terug, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was so geskok toe ek dit hoor. Want die hele Amerika wil net Africa, we're going to Africa. En dit is wonderlik. Maar weet wat sê die ou vir my? Die ouens in Afrika het geleer, as jy net sê Jesus, dan kry jy kos. Jy moet net sê Jesus. Dis wat hulle geleer word. Die stamhoofde sê net, you say Jesus, you say yes Jesus, that's all. Then you get food and water and alles. Jy moet net sê Jesus. Maar hier is die ding, familie. 'n sendeling beteken gestuurde een. In Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen. So hier praat Jesus met sy disippels. 'n disipel is 'n volgeling van Jesus. Julle is verdwaal nou, sê net amen. Hier sê dit. Jesus praat met sy disippels. Die disippels gaan en sê, gaan dan heen en maak disippels. 'n disipel is 'n volgeling. So die disippels maak 'n disippels. En die disippels maak nog disippels. Maak volgelinge van Jesus. En daai disippels maak disippels vir die Here Jesus. Gaan dan heen. Gaan beteken, dis 'n opdrag. Ek stuur jou, jy moet gaan. Gaan. Dis 'n opdrag. Jy word gestuur. Die dag toe jy ja sê vir Jesus, toe word jy ook gestuur. Ons word nie gered om dit vir onsself te hou nie. Ons mag nie. Ons mag nie dit vir onsself hou nie. Gaan dan heen. Ons word gestuur om nie net bekeerlinge te maak nie, want dis die probleem wat ons het. Dis die probleem hoekom ek hierdie voorbeeld gebring van Afrika, want en dis wonderlik, want die Heilige Gees maak nat, amen, laat groei, ekskuus. Ons gee die woord en hierdie ene kom maak nat, maar dis die Heilige Gees wat groei, so ons moet vertel, maar ons moet meer doen as net vertel, wat ons moet demonstreer. Ons moet sê, soos Jesus, toe hy sê, kom agter my aan, volg my. Met ander woorde wat hy sê is, hou my dop, kyk wat ek doen en doen wat ek doen. Jy moet, as jy mense lei na die Here toe, dan moet jy so vol van die Here wees, dat jy kan sê vir daardie nuwe bekeerling, hou my dop, kyk wat ek doen, doen wat ek doen.
Of kan ons dit nie sê nie, want ons sal 'n skande wees? Volg my soos ek Jesus, ek gaan vir jou demonstreer, hoe volg jy Jesus? So die Here maak die deur oop. En weet jy wat, daar waar jy beweeg tussen kollegas, daar waar jy beweeg by die werk, tussen kliënte, op sites, waar jy werk, waar jy kontrakte het, beweeg jy tussen mense. En die Here maak deure oop vir jou om jou lig te laat skyn, om sout te wees, om 'n verskil te maak. So, ons weet nou hoe Paulus gelyk. Hy stap vorentoe, mank, glo ek. Littekens in sy gesig. Miskien 'n lip wat opgeswel is, uittand. Blou oog. Maar weet jy wat? As jy in sy oë gekyk het, was daar 'n hemelglans van God se heerlikheid. Terwyl hy vertel hoe God die deure oopgemaak het vir die heidene. En hier staan hy in Antiochië. Hy's besig om te getuig. En hy begin, en ek wil net jou vinnig vertel wat ek glo in sy getuienis was aan die Antiochië gemeente. Ek dink hy begin daar, as ons in Handelinge 14 kyk, dan sien ons in die begin, kom hy by 'n dorpie Iconium, ek hoop ek spreek al hierdie dorpe name reg uit. En die waagmoed wat hulle gehad het om in die sinagoge in te kon gaan, om Jesus te verkondig en nie die wet van Moses nie. Bly by my. Wil jy chaos sien? Dan moet jy vir Clemens sê, gaan Jerusalem toe. Stap in 'n sinagoge in en begin die evangelie verkondig. Hulle sal daai joetjie sal vir my vat aan my broekie en vir my sê dat jy gaan. Is jy saam met my? Jy stap nie net by 'n sinagoge in Jerusalem. Daar tussen die klomp joetjies. En jy begin sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hulle sal vir jou gooi en hulle sal jou dalk nog stene gok as hulle moet. En hier is die ding. Die sinagoge, bly net by my, dis 'n bietjie Bybelstudie, is 'n plek waar die wet van Moses verkondig was. Die Torah was oopgemaak, wat Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium is, die eerste 5 boeke in ons Bybel. Van die profete se boeke was ook daar gelees, Jesaja en so meer. Ons sien Jesus het die boek Jesaja gelees. Maar hier is die ding, Paulus kom met vrymoedigheid staan, bly by my, is wie slaap? Paulus kom met vrymoedigheid staan in die sinagoge vir een rede. Hy was 'n fariseer voor sy bekering. Hy was 'n lid van hierdie streng godsdienstige groep in die tyd van Jesus. Die kans, my eie afleiding, my eie opinie, die kans is dalk baie goed, dat toe Jesus met die skrifgeleerdes en die fariseërs praat en sê, geveinstes, julle is soos wit gepleisterde grafte. Van buite lyk hulle so mooi, maar binne is hulle vol doodspeenere. Die kans is goed dat dat Paulus daar dalk ook gestaan het iewerste. Hy was 'n fariseer. Hoor mooi, hy was opgelei in die wet. En hier staan Paulus en Barnabas in die sinagoge. En natuurlik, omdat hy die wet van Moses ken, begin hy by die wet, want wat doen hy? Hy wen eers die mense vir homself. Jy sien, dit is belangrik dat wanneer jy die evangelie wil verkondig, jy moet eers mense vir jouself wen. Jy val nie net met die deure in die huis in nie. Jy wen eers mense vir jouself. Dan kan jy hulle begin vertel van Jesus. En hy begin by die geskiedenis van Israel en hierdie hele mense in hierdie sinagoge hang aan Paulus se lippe. Wow, hierdie man ken sy Torah. En toe wys hy vir hierdie mense in die sinagoge dat uit die nageslag van Israel het daar 'n man opgestaan en sy naam was Jesus. En toe kom hy met 'n draai
En toe hy hulle aandag het, toe draai hy. En hy sê sonder 'n bang haar op sy hoof, staan hy in die plek in die sinagoge waar die wet van Moses moet verkondig word. En hy sê Moses kan nie vergewe nie. Moses kan nie geregtigheid bring nie, maar Jesus kan vergewe. Jesus bring geregtigheid. Jesus bring verlossing en hy gee die ewige lewe. So wat was die doel? Nou wil ek na jou toe kom. Wat is die doel van sendingreise? Want om gestuur te wees, want die dag by jou bekering is jy gestuur. Amen. 'n Disipel maak 'n disipel. Iemand vertel iemand. Jy vertel deur te kommunikeer. En dit bring my by die volgende punt. Die probleem wat ons weer eens het, ons het baie mense wat kommunikeer, maar min wat demonstreer. Want weet jy wat gebeur hierdie week met my? Ek wil nou my woorde mooi kies, want nou kyk die persoon dalk, of is dalk hier, ek sal nie weet nie. Ek en my vrou loop op 'n plek, laat ek ook net sê, nie waar nie. En die persoon, ek gaan ook nie sê, is dit 'n man of 'n vrou nie, dis 'n persoon, het 'n T-hemp aan met die mooiste Bybel woorde. En ek voel so trots om agter hierdie T-hemp te loop, ek en my vrou. Hier is die mooiste woorde, evangelie boodskap. En die arme kind, saam met hierdie persoon, doen iets. En daai persoon gebruik sulke Afrikaanse woorde. Daai persoon gaan haal hom daar. Ek is hier. Die vrou kommunikeer, maar sy demonstreer niks. Ons leef in 'n tyd, hoor mooi, kerk van die Here, waar mense siek en sat is vir kommunikasie. Hulle soek demonstrasie. Wat sê 1 Tessalonisense 1 vers 5? Ek probeer myself haas nou, want ons evangelie het tot julle nie gekom, sê Paulus aan die Tessalonisense kerk, deur woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees. Wat sê 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5? Hy sê die volgende, en my rede, sê Paulus, my prediking, ek het al hierdie gelees, was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, ek het nie jou kom beïndruk met allerhande mooi, pragtige woorde nie, maar in die betoning, demonstrasie van die Gees en krag. Mag Clemens Mans nie die woord preek nie, maar mag hy dit ook demonstreer, nie net in die kerk nie, maar ook buitekant. En mag jy dieselfde lidmaat wees van hierdie gemeente, om nie net te kommunikeer nie, maar dat ons die krag van God sal demonstreer. Dis hoekom ek lewe by die woorde van Jonkie Cho, wanneer hy sê, let's go Holy Spirit, let's go. En verstaan my mooi familie, ons is terug in die dae van Paulus. Want mense is moeg om te hoor van kommunikasie. Hulle soek demonstrasie. En dis soos om brood te bak. Los 'n bestanddeel uit en is 'n flop. En as jy die evangelie verkondig net met kommunikasie, maar jy demonstreer dit nie, is die evangelie 'n flop. Sal mense vir jou in jou gesig lag en sê jy's 'n Christen, maar kyk hoe demonstreer jy. Dit sal 'n flop wees. Jy sal geen siel vir die Here wen nie. Maar ons moet kommunikeer en ons moet demonstreer. So Paulus gee verslag. Hy praat, ek is daarom amper daar, ek weet is warm. Jene, maar julle is nou stil, lyk of julle nou kwaad is vir my. Hy praat iets met die Antiochie kerk. In vers 4, ek moet dit gou vinnig hierdie sê, ek weer is warm, onthou altyd ek kry warmer as jy. Hy sê in vers 4, en die menigte van die stad was verdeeld,
En sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan. Dis nie moeilik om te sien in die sendingreis wat ons in is vandag, hoeveel verdeeldheid daar is nie. Tot Jesus het dit erken. Jesus het dit eerstehands ervaar. Wat sê Matteus 12 vers 30? Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Wat Jesus sê is, daar is nie tyd vir draadsitters nie. Daar is nie tyd vir neutrale grond nie. Jy's in of jy's uit. Ons is terug in daardie tyd. Jy's of aktief met Jesus betrokke, of jy's teen hom. En hierdie stelling roep ons elkeen tot 'n duidelike besluit. Is jy in of is jy uit? Waar staan jy? Hierdie woord, hierdie 2 Korintiërs 11 vers 4. Kyk net gou hier, ek moet dit net vir jou sê. Kyk wat sê Paulus hier. Onthou, daar's verdeeldheid. Hy sê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, dan verdra julle dit maklik. Luister mooi. Ek praat baie met die Here. Dan sê ek, Here, ek mag nie 'n ander Jesus verkondig nie. Want in 'n oogwink kan jy jou eie Jesus skilder in jou kop. Eckhart het dit, sy tweede laaste boodskap wat hy gebring het hier, het hy daaroor gepraat. In 'n oogwink kan jy 'n ander Jesus aanbid. Nie die ware Jesus nie. Want verstaan mooi, hy het afgereken met sonde, maar hy haat sonde. En wanneer God se woord sê, wees heilig, want ek is heilig, is dit nog 'n prioriteit vir hom. Dan is daar nie tyd vir draadspring nie. En ons moet onsself die hele tyd afvra, Here, aanbid ek nog die regte Jesus? Want ek luister goed en ek, nou die dag, speel my vrou vir my. Julle het seker ook dit gekry, hierdie man wat sy vrou doodgemaak het, maar dit is net Jesus voor en agter, maar sy vrou doodgemaak. En die vrou het ook Jesus op haar WhatsApp, die laaste het hy WhatsApp nog gestuur, en dis Jesus voor man, dan vloek hy tussendeur, en dan sê dit net Jesus. Luister, kom ek vertel vir jou, daai is 'n ander Jesus. Dis nie die Jesus wat ek ken nie. As jy besig om die regte, my God help my. Suid-Afrika, aanbid jy nog die regte Jesus? So, hy gaan dieper in sy verslag. Handelinge 14 vers 5. Ons gaan nou klaar maak. Baba, hy sê jammer. Handelinge 14 vers 5. Maar toe daar onder die heidene ook, onder die Jode saam met hulle owerses 'n beweging ontstaan het, om hulle te mishandel en te stenig. Paulus en Barnabas is gemerk om mishandel te word en gestenig te word. En hulle het dit gewaar geword en gevlug na ander stede van Lycaonia, dink ek, Lystra en Derbe, en die omstreke. En kyk wat sê vers 7. Ten spyte dat hulle gedreig word om doodgemaak te word, hou hulle aan met dit wat hulle mee gedreig word, die dood, en sê ons moet nou vlug, maar soos ons vlug verkondig ons die evangelie. Soos ons vlug gaan ons land nie. Mense moet hoor van Jesus, die regte Jesus, die ene opgestane Jesus, die een wat sonde vergewe, wat lief het, wat genadig is, die een wat lewe tot in alle ewigheid. Ons moet hulle vertel. En iets gebeur in die dorpie Lystra, ek is amper daar, maar ek moet nie jokkie. Dan die Hepsiba vertel my, toe sy daar in Israel is, wil sy met 'n toergroep oor 'n pad gaan, en die pad is besig, sy spring in die middel van die pad, en sy maak so, en sy stop 'n hele bus, nee, ja, so, iets gebeur in Lystra.
Paulus is besig om die evangelie te verkondig. En hy staan by Lystra. En in die gehoor sit 'n krepeel man, wat van sy geboorte af nie kon loop nie. En vers 9 sê, hy sê, en hy het geluister terwyl Paulus spreek. En Paulus het die oë op hom gehou. En toe hy sien, dat hy geloof het om gesond te word, toe gebeur daar iets. Met 'n groot stem het hy toe gesê, staan regop op jou voete. En hy het opgespring en begin rondloop. Halleluja, my gebed is, dat die krag van God so vaardig word in hierdie plekke, dat jy so geloof sal hê, dat wanneer jy sit met krankheid, jy sal opspring en sê, ek is genees, onder die salwing van die Heilige Gees. Ek is genees. Demone moet vlug. Geen demoon kan staan onder God se woord nie. Se salwing nie. En na hierdie gebeurtenis gebeur daar iets. Lystra was astrologie volgelinge. Hulle het gekyk na sterre en planete vir antwoorde. En hulle is so beïndruk met op Paulus en met Barnabas. Paulus word sommer Jupiter en Barnabas word genoem Mercurius. Jenne. En iets gebeur, ek haas myself want ek wil by my punt uitkom. En hy sê, en hy spring onder hulle in. Hy spring onder die gehoor, en toe hy dit sien, en hy kry nou name van Jupiter en Mercurius, en hy sê vir die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Omdat mense, hy kon die eer vir homself gevat het. Dit was 'n oomblik van fame. Ek wonder hoeveel apostels en hoeveel profete sou rarig sê, moenie. Maar hulle gaan nie die aandag. En hy kon 'n oomblik kon hy hierdie aandag geniet het. Maar hy sê, ons is net sulke mense soos julle. En ons verkondig die evangelie, dat julle heel van hierdie nietige dinge moet bekeer, tot die lewendige God, wat die hemel en die aarde en die see en alles, wat daarin is gemaak het. En mens sou dink, bly by my. En mens sou dink, dat hierdie so vir die wegbaan om die evangelie te kon verkondig en mense so by die honderde, by die duisende tot bekering gekom het, maar hierdie word toe hulle grootste struikelblok. En wat hier kom ons nou, bly by my. Sê vir ons waarom Paulus staan met letsels en littekens in sy gesig op, miskien 'n lip wat opgeswel is, oog wat blou is, uittand. Miskien 'n knop op sy hoof, 'n rib wat stikkend is. Vers 19 sê, maar daar het Jode van Antiochië en Ikonium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, kyk gou, Paulus gestenig, en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte, dat hy dood was. Hoe moet jy lyk? Wanneer iemand sê stop, ek dink hy's dood. Kom ons hou opstendig, hy's dood. En hom aan die arm gryp of voet, ek weet nie waar nie, en hom sleep tot buite die stad en hom los om daar te ontbind. Hy kry nie eens 'n graf nie. Hy word uit buite die stad gegooi, kan ek dit sê, om te vrot. Met liefde en respek gesê. En hierdie man betaal 'n prys vir siele. En die krag van God was geopenbaar en hy verkondig en sê, bekeer julle van hierdie nietige dinge. Kom ek vertel vir u, hoe lyk dinge in 2026? Want ons sit met nog steeds nietige dinge. Mense aanbid geld en materiële dinge. Sukses en loopbaan in hulle loopbane. Hoor mooi, mense aanbid sosiale media se aandag. Hulle is heeltyd besig.
Selfbeeld en eie wil, sport, vermaak, politiek, ideologie, verhoudings. En Paulus het alles op die spel gesit vir 'n siel. Bekeer julle. En hier is die ding, familie. Ek maak klaar. My orkes hoef nog nie op te kom nie, maar ek maak klaar. En raai wat? U weet, op die ou einde van die dag, toe sterf Paulus. Daai dag was nie sy dag om te kon gaan nie, want God het nog 'n plan gehad. Maar toe hy iewerste wakker word, staan hy op en hy gaan Antiochië toe om te gaan om te getuig wat God met hulle gedoen het. Maar as die Here dan nie weet nie, klim ons kyk die goed waar ek gaan. Luister hier, jy was nog nie gemartel vir hierdie evangelie nie, so wees dankbaar. Jy wil die Here ophou doen oor jou kop seer. Want jy het nou net R20 in jou bankrekening. Nou wil jy ophou om die Here te dien. Hier staan 'n man uit die dood uit amper op, gelos vir die dood, en hy staan op en sê, laat ek gaan die evangelie verkondig, laat ek iets gaan doen. Antiochië kom met 'n blye boodskap. O, wat die Here met ons gedoen het. Maar op die ou einde weet ons, Paulus was onthoof. En hier is die ding, kan ek jou gou iets sê, bly by my, ek is amper klaar. En daardie dag, toe Paulus sy hoof neerlê op die blok, en daai soldaat kom en hy kap sy kop af, en sy kop rol weg van sy lyf af, het dit net een boodskap. Hy was letterlik hals oor kop verlief op Jesus. Is jy hals oor kop verlief op Jesus? Want hier is my vraag. As hulle hierdie week sê, elke een wat kerk toe gaan Sondag, gaan tronk toe, wonder ek wie van ons gaan opdaag. Kom ons vat dit verder. Elkeen wat Sondag opdaag, word gestenig, sal gemartel word. Wonder ek hoeveel van ons sal opdaag. Het u geweet, op hierdie oomblik, tussen 12 en 13 mense per dag word doodgemaak in die tyd wat ons inlewe ter wille van die evangelie. Gaan doen jou eie navorsing. Gaan vra vir ChatGPT. Jy wil dit mos gaan doen. Gaan vra vir ChatGPT, hoeveel mense word per dag doodgemaak vir die evangelie? En ek en jy sit hier, heerlik op 'n stoel, met luidsprekers, sonder om bang te wees, ons is te hard, want iewerste nou op hierdie oomblikke, is daar mense onder 'n boom wat saggies die evangelie moet deel, en 'n notaatjie hier uithaal met 'n teksvers op, en dit net vinnig saggies lees, en moet versigtig wees, want nou as hulle ons vang, is dit weg. Maar dan wil ons kla oor die geringste ding, en weet jy wat, dan wil ons so maklik net die Here ophou dien, want dit gaan nou nie klop disselboom met my nie. Maar jy het nog nie 'n blou oog vir die evangelie gekry nie. Jy het nog nie 'n uittand vir die evangelie gekry nie. Jy het nie 'n rib wat stikkend is ter wille van die evangelie nie. Maar ons wil klaar. So my vraag is, hoe lief is jy werklik vir Jesus? Wat se prys sal jy betaal vir hierdie evangelie? As jy hals oor kop verlief op Jesus? Want hier is die ding, as jy werklik hals oor kop is, hals oor kop verlief is op Jesus, gaan dit nie 'n probleem wees om jou Bybel te lees nie. Gaan dit nie 'n probleem wees om te bid nie.
gaan dit nie 'n probleem wees om kerk toe te kom nie. Is dit nie 'n probleem op 'n Woensdag aand al is jy hoe moeg om kerk toe te kom nie. Is jy hals oor kop verlief op Jesus? So kom ek maak klaar. Die wat nou nie laasweekie was nie, die Jode maak so, hulle sê, gee my net nog 'n minuut. So ek soek net nog 'n minuut, en dan gaan ek seker net weer sê, maar dis amper daar. Orals waar mense gekom het, oralste waar Paulus gekom het, was mense gered. Wat beteken om gered te word? Dit beteken, God het die deur oopgemaak. Sonde maak die deur toe, sonde sluit jou uit. Toe die vloed gekom het in Noag se tyd, toe was die deur toegemaak. Sonde sluit jou uit van alles wat ware betekenis het. Alles wat 'n doel het, alles wat mooi en skoon en heilig is. Dit sluit jou uit van vreugde, vrede, liefde, gemeenskap, sekuriteit, identiteit. Dit sluit jou uit van God. Sonde sluit jou uit. Maar redding maak die deur oop. En die deur is oop. Want hier's wat gebeur toe Jesus sterf op die kruis van Golgotha en hy roep uit, dit is volbring, toe gebeur daar iets. Die voorhang sal skeur na die allerheiligste toe. En dit is toe Jesus sê, dit is volbring, toe skop hy die deur oop. En hy sê, almal wat glo het toegang. Almal wat glo kan nou ingaan. Die deur is oop. So kom ek dink is my laaste vers, Openbaring 3 vers 20 sê. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en dit die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die boodskap is duidelik. Onthou wat ek nou sê. Die feit dat Jesus klop, beteken die deur van sy kant af is klaar oop. Maar wie se deur is toe? Jy. Die feit dat hy klop sê, die fout lê nie by my nie. Die fout lê by jou. Jy moet die deur oopmaak, my deur is klaar oop. Kom in, kom hê maaltyd saam met my. Maar jy moet jou deur oopmaak. Dis jou deur wat toe is, nie God se deur nie. En wanneer hy inkom om saam met jou maaltyd te hou, wil hy twee goed doen. Hy wil met jou kommunikeer sodat jy kan kommunikeer, en hy wil homself deur jou demonstreer sodat jy kan demonstreer. Sal jy bereid wees om gestuur te word? Sal jy bereid wees om hom te demonstreer? Amen. Is jy reg om gou 'n verklaring saam met my te doen? Staan op jou voete. Kom ons doen hierdie verklaring saam. Almal hardop agter my aan. Vader God, ek erken vandag dat U die deur van geloof vir my oopgemaak het. Dankie dat U my gered het en my ingesluit het in U koninkryk. Ek bely dat dit nie ek is wat werk nie, maar U wat in my werk om te wil en te doen na U welbehaag. Ek kies om saam met U te werk. Ek kies om 'n instrument in U hand te wees. Gebruik my om U liefde, U krag en U evangelie te kommunikeer en te demonstreer waar ek ook al gaan. Here Jesus, ek bekeer my van alle nietige dinge en draai na die lewendige God. Ek maak die deur van my hart oop en nooi U om volkome in my te leef. Maak my 'n gestuurde een, 'n lig en 'n getuie. Gee my vrymoedigheid om U naam te verkondig en die krag van die Heilige Gees om U werklik te wys. Ek verklaar, die deur is oop, ek is beskikbaar en my lewe behoort aan U. Amen. 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 Elke oog gesluit. Elke oog gesluit.
Ek wonder, terwyl niemand rondkyk, is daar iemand wat vandag sê, Clemens, die Here het die deur oopgemaak, maar ek het nog nie my hart se deur oopgemaak nie. Die evangelie is verkondig. Die kruis is afgehandel. Die voorhangsel is geskeur. Die deur is oop van verlossing. Maar my deur is nog toe. Terwyl niemand rondkyk nie. As jy sê, Clemens, ek maak vandag die deur oop, dat hy kan kom maaltyd hou en met my kommunikeer en homself demonstreer deur my, dan steek jy vinnig jou hand op en laat sak het weer. Daar's soveel hande wat opgaan. Halleluja. Halleluja. Heer. Dankie Jesus. Ek wonder, kom aan, neem 'n stap van geloof, kom staan gou hier voor by my. Kom gou uit. Almal wat nou die hand opgesteek het en as jy nie die hand opgesteek het en jy wil ook uitkom, is jy welkom. Hier is waaroor alles gaan. Halleluja. Raf, sing vir my daai liedjie wat ek jou voorgevra het asseblief. Elke oog gesluit. Dankie Here. Halleluja. My soul want to thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full. Sing het nog eenmaal. Thank you, Lord. Oh, I want to thank you, Lord. Die deur is oop. For saving Die deur is oop. my soul. Halleluja. I want to thank Oh, kom aan my kind. you, Lord, Kom en maaltyd saam met my. making me Ek wil jou gee die begeertes van jou hart. Ek wil vir jou doen vermoe wat jy kan dink met of vra. forgiving Halleluja. to me all thy great salvation, so full and free. Julle wat hier voor staan, steek al twee hande op, want dit is 'n teken van surrender. Nou bid jy agter my aan. Ek gaan jou nou kom salf, want ek voel ek moet jou salf ook. Maar jy gaan net so staan, maar bid agter my aan, sê Hemelse Vader, ek kom na U in die naam van Jesus. Vandag maak ek my hart se deur oop. Kom in Jesus. Kom woon in my. Maak my 'n instrument. Maak my 'n hamer. Maak my 'n oorlogwapen. Maak my 'n verfkwas. Gebruik my tot U eer. Ek dank U. My verlede is uitgewis. Ek het nie meer 'n geskiedenis nie. Ek het net 'n toekoms saam met Jesus. Ek is 'n bloedgewaste kind van die Here. Die ou dinge is verby en alles het nuut geword. Amen en amen en amen.